As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Goeiemôre aan elkeen en baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend, ook aan elkeen wat by die lewendige uitsending ingeskakel is. Mag ons in hierdie oggend opnuut die Here se teenwoordigheid in ons lewe ervaar, veral op hierdie Pinkstermôre waar ons ook vier hoe die Here in ons deur sy Gees teenwoordig is. Ek hoop dat ten spyte van die koue daar buite ons waarlik in die Here se genade en liefde warm sal word. Omdat daardie genade en liefde elke dag vir elkeen van ons genoeg is. So in 'n mense besig wees met mense, kom 'n mens baie gou agter hoe vinnig die lewe skielik kan verander. En daarom is dit baie keer nodig en goed om net in hierdie oomblik stil te wees. Ons hoef nie altyd al die antwoorde te hê nie. Ons hoef nie
altyd sterk te wees nie. Al wat dalk in hierdie oggend nodig is om net te hoor dat ons nie alleen is nie. God ken ons en hy sien ons. Hy sien die trane wat niemand anders te sien nie. Hy hoor die gebede wat baie keer sonder woorde is en hy verstaan die moegheid wat daar soms in ons harte is. Ons grootste taak is eintlik net om aan te hou, om hierdie pad moedig te stap, want God is naby die wat gebroken is. Ons stap daarom verder op ons pelgrimspad, wat ons tema vir die jaar is. Ons is saam hier om in die geloof te groei, om op te staan uit ons swaar kry, en ook om nuut te word in ons geloof. En daarom gaan ons erediens begin, deur saam te sing Vonklied 72, strofe 1, 2 en 3. Bly staan vir die seëngroet en ook die lofsang wat daarop volg. Daar staan in die woord van die Here, julle sal die Gees van waarheid ontvang en julle sal hom ken, omdat hy by julle sal bly en in julle sal woon. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Op hierdie Pinkstermôre is dit belangrik dat ons sal hoor hoe 'n lewe klink wat deur die Gees van God beheer word en wat in sy teenwoordigheid geleef word. Op hierdie manier leef ons dan 'n lewe wat volgens die wil van die Here is, in lyn is daarmee en probeer ons ook elke dag om volgens hierdie riglyne ons eie lewe in te rig. Daar staan in Romeine 8: vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Moses kon as gevolg van ons eie sondige natuur ons nie verlos nie. Daarom het God sy eie seun na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde in ons menslike bestaan, sodat ons nie meer volgens ons sondige natuur sal lewe nie, maar volgens die Gees. Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomeineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou lewe en vrede. Julle word nie meer deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word nou beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Mag hierdie gedeelte ons waarlik aanspoor om 'n lewe te leef in en deur die Gees, en so ook die wil van die Here in ons eie lewe na te kom. Kom ons loof en aanbid hom vir hierdie oorvloedige genade wat ons ontvang het. Terwyl hy so bly sit, antwoord ons met Vlamlied 8.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit die baie bekende Handelinge 2 en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 4. Handelinge hoofstuk 2, vers 1 tot en met vers 4 in die Bybel wat voor my is, vir die van u wat in die Bybel saam volg, is dit min of meer bladsy 118 van die Nuwe Testament en u is ook welkom om op die bord saam te volg. Die opskrif wat aan hierdie gedeelte gegee word is die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, sommige dae blom ons as dit met ons goed gaan. Ander dae bloei ons as dit met ons moeilik gaan. Maar elke dag groei ons danksy die Gees van God in ons en sy woord by ons. Mag elkeen van ons hierdie woord getrou in ons harte en lewens bewaar en mag ons dit ook gebruik om ons lewenspad hier uit te kap wat ons elke dag moet loop. Kom ons bid saam. Here ons God, op hierdie Pinksteroggend kom ons in diepe verwondering voor U staan, Here. U is heilig, U is liefde, U is teenwoordig. Dankie dat U Gees uitgestort is. Nie net op daardie eerste Pinksterdag nie, maar steeds vandag ook in ons harte en ook deur ons dade. Vader, ons open vanoggend ons harte vir U. Laat die Gees soos 'n wind waai deur elke leespasie in hierdie gebou, maar veral ook in ons lewens, Here. Laat die teenwoordigheid voelbaar wees tussen ons as mense, jonk en oud, moeg en hoopvol, stikkend en sterk. Vul ons weer met nuwe vuur, nuwe geloof, nuwe liefde vir U, maar ook vir mekaar. Kom woon in ons harte, Here. Kom spreek in die woord, kom werk in ons lewens. Breek deur elke weerstand wat ons soms in ons onkunde oprig. En ons bid, Here, dat U genesing sal bring waar daar seer is. En lei ons na 'n lewe wat van U grootheid getuig. Here, U het gesê, U sal ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar vir ons 'n trooster stuur. Dankie vir daardie belofte. Dankie vir U Gees wat ons leer, ons troos, ons herinner en ons lei. Help ons om met oop ore en oop hande vanoggend te ontvang wat U vir ons gebring het. Maar help ons ook om die opdrag te hoor dat ons dit altyd met die wêreld sal deel. Ons bring lof en eer aan U, Here. Ons doen dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek draai my rug op die raad van die tyd. Ek soek nie die pad van verganklikheid. In die chaos waar spotters haten bly staan, kies ek die stilte waar die woord my vermaan. Die wet is my vreugde, my dag en my nag, die bron van wysheid, lewe en krag. Soos 'n boom by die waterstroom geplant, hou U my vas in U sterke hand. Ek sal vrugte dra op die regte tyd, gevul met U vrede en geregtigheid. My blare bly groen, dit sal nie verdroog, by U vind ek rus, my hart
hart sal U loof. Die wind kan warrel en seisoene draai. Die wêreld is kaf wat so maklik verwaai. Maar ek ken die weg van die wat die vrees. U belofte staan vas. U sal by ons wees. U woord is my gids, my lig en my krag, my anker in die storm, my lied in die nag. Soos 'n boom by die waterstroom geplant, hou U my vas in U sterke hand. Ek sal vrugte dra op die regte tyd, gevul met U vrede en geregtigheid. My blare bly groen, dit sal nie verdroog, by U vind ek rus, my hart sal U loof. Ek soek U, Heer, met hart en daad, laat my nie dwaal van U gebod. U woord bewaar my teen die kwaad, dat ek nie sondig teen my God. Soos 'n boom by die waterstroom geplant, hou U my vas in U sterke hand. Ek sal vrugte dra op die regte tyd, gevul met U vrede en geregtigheid. My blare bly groen, dit sal nie verdroog, by U vind ek rus, my hart sal U loof. My blare bly groen, dit sal nie verdroog, by U vind ek rus, my hart sal U loof. My blare bly groen, dit sal nie verdroog, by U vind ek rus, my hart sal U loof. Ons het die afgelope tyd die ontstellende beelde uit die Kaap gesien. Stormwinde wat dakke afruk, bome ontwortel het, mense wat hulle lewe verloor het en ander wie se lewens onherroepelik verander het in 'n oogwink. Mense wat ook aanvanklik veilig en gemaklik in hulle huise was, moes skielik vlug, skuilings soek, later weer herstel, begin herbou en anders oor hulle lewe nadink. 'n Stormwind het hulle uit die bekende kom ruk. Wanneer ons aan wind dink ons dikwels aan vernietiging, ontwrigting, 'n verlies aan beheer. Wind verander dinge. Dit laat niks onaangeraak nie. En in Handelinge 2 lees ons ook van so 'n geweldige stormwind wat alles vir altyd verander het. Dit was nie 'n wind wat huise vernietig het nie, maar harte oopgebreek het en nuwe paaie vir ou gewoontes gemaak het. Die stormwind van Pinkstermôre het nie net die bokamer gevul nie. Dit het die disippels met nuwe moed, nuwe vuur, nuwe doel vir hulle lewe volgemaak. Want waar God se gees soos wind begin waai, bly niks ooit weer dieselfde nie en kan daar nie meer gemaksones wees nie. Geliefdes, die disippels het veilig en stil in die bokamer gesit, waar hulle self afgesonder het van die wêreld. Weggesteek, bang en gemaklik in hulle afgesonderheid. Maar voor ons by die wind en die vuur en die tonge in hierdie gedeelte kom, moet ons vir 'n oomblik eers stil staan by daardie bokamer. Hierdie klein groepie gelowiges was omring deur veilige mure. Hulle het vir 'n lang tyd stilte ervaar en hulle het die gerief van die bekende waardeer. Hulle was in 'n gemaksone, afgesny van die wêreld en tevrede met hulle saamwees. Hulle was almal saam op een plek en op die oog af klink dit soos 'n pragtige prentjie van eenheid wat dit ook was. Maar tog lê daar 'n subtiele spanning onder die oppervlakte.
Hierdie mense wat in Jerusalem die gebruikelike Pinksterfees gevier het, was daar om die gebruikelike oes te vier en ook die wet van Moses wat op Sinai berg gegee is, te herdenk. Hulle was nie net fisies tussen die mure van die bokkamer bymekaar nie, maar ook binne die veilige mure van hulle godsdienstige opvattings. Hulle was gemaklik binne die gevestigde godsdienstige patrone waaraan hulle gewoond was. Die mure van die bokkamer, waar hierdie groepie gelowiges saam is, word amper ook simbolies van hulle geestelike gemaksone. Hulle is bekend met die fees, hulle ken die gebruike, hulle volg die rituele en voel gemaklik met daardie bekende godsdienstige handelinge wat jaar in en jaar uit gebeur. Dit was daarom vir hulle baie makliker om daar te bly, tussen bekendes, tussen mense wat dieselfde ding, dieselfde taal praat, dieselfde vrese koester en dieselfde godsdiens jaar vir jaar beoefen. Dis hoe Lukas, die noukeurige geskiedskrywer en getroue volgeling van Paulus, hierdie toneel aan die begin van Handelinge vir ons beskryf. En miskien herken ek en jy vandag ook daardie bokkamer in ons eie lewe. Ons soek ook na veiligheid en gemaklikheid, 'n vaste patroon in ons lewe. Ons soek ook na daardie bekende wanneer dit kom by ons godsdiens en die handelinge van ons godsdiens. Ons hou van ons rituele, ons hou van ons geboue en vaste gebruike, ons hou vas aan alles wat is en dit hoe dit nog altyd was. Niks moet hier die veiligheid van ons godsdiens bedreig nie. Niks moet my geestelike lewe probeer verander nie. Ons wil ons gebou hê, ons wil ons sitplek in die gebou hê, ons wil ons parkeerplek buite die gebou hê, ons wil sing wat ons wil sing, ons wil doen wat ons wil doen, ons wil nie uitgedaag word met nuwe vreemde dinge nie. Maar as jy's hier waar ons die fout maak, veral as ons iets van Pinkster wil verstaan. Op daardie dag wag die disippels angstig vir die belofte van die Gees. Maar miskien het hulle ook maar gehoop dat die Gees sou kom en hulle binne daardie veiligheid van die bokkamer sou kom bedien, sonder om hulle te veel te ontwrig of daar uit te stuur die wêreld in. Maar dan herinner Handelinge ons juis vanoggend dat God se planne nie altyd by ons gemaksone inpas nie. Dat God nooit planne maak wat noodwendig binne ons grense of ons mure bly nie. Wanneer God verandering in mense se lewe bring, doen hy dit nie met 'n sagte vrywillige versoek nie. Dit gaan dikwels gepaard met ontwrigting en uitdagings. En dis presies die spanning wat in hierdie teks na vore kom. Die spanning lê tussen ons begeerte aan die een kant om in daai veilige bokkamer spasie van ons lewens te bly, waar alles bekend is en alles veilig is, en God wat roep aan die ander kant en die gelowige uitdaag om uit daardie bokkamer te kom, die mure af te breek, daai veilige spasie te verlaat en te gaan waar hy ook al wil hê ons moet gaan. Dalk selfs gaan ver buite ons gemaksones. Hulle was dalk saam op een plek soos wat ons teks sê, maar die hemel was besig om voorbereidings te tref vir hulle om hierdie een plek af te breek en te verander in baie plekke. En terwyl hulle daar sit en wag in die relatiewe stilte en in hulle eie verwagtinge besig met hulle eie denke, gebeur daar dan 'n groot ding. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel. Nie 'n gefluister of 'n sagte briesie wat die gordyne geroer het nie, maar 'n geluid wat soos 'n geweldige stormwind begin het. Toe begin die Gees van God soos 'n geweldige rukwind deur daardie bokkamer waai. En daardie wind was nie bloot bedoel om mense net gemakliker te maak in hulle eie posisie en binne hulle eie grense nie. Daardie wind wou mense aan die beweeg kry, uit hulle vrese, uit hulle geslote vertrekke, uit hulle gemaksones uit, om hulle terug te kry in die wêreld in. Lukas gebruik hierdie kragtige beeld van wind om iets oor die werk van God se Gees te verduidelik. In die Bybel word wind en gees dikwels met dieselfde woord voorgestel, die woord pneuma. En wanneer die wind waai, is dit amper soos God wat asemhaal in sy skepping.
Maar hierdie wind wat daardie oggend waai, was nie net 'n wind van die skepping nie. Dis eerder sy asem van herskepping. Dit vul die hele bokkamer waar hulle gemaklik bymekaar was, en let op die detail, dit sê, dit vul die hele plek. Daardie plek wat hulle as skuilplek gebruik het, waar hulle veilig binne die 4 mure gesit het en gemaklik gevoel het, word nou oorgeneem deur die teenwoordigheid van God se Gees. Hierdie stormwind word as te ware eintlik die groot beweger. Dis die einde van 'n veilige gemaksone. Want waar God se Gees beweeg, kan niks onveranderd bly nie. Ons voel ook dikwels huiwerig en onseker oor die werking van die Heilige Gees, juis omdat dit ons gemaksone bedreig. Ons wil hê die Gees van God moet by ons inpas. Ons wil hê die Gees moet kom met soos 'n sagte trooster wat ons aan die slaap sis, binne ons tradisies, binne ons godsdienstige gebruike en ons mooi geboue. Maar Handelinge beskryf 'n Gees wat deure oopwaai en mense in beweging bring. Pinkster is die oomblik waar God sê dat sy teenwoordigheid nie meer aan 'n gebou of 'n spesifieke geografiese punt gekoppel is nie, maar gefokus is om verder en wyer tot die uithoeke van die aarde te gaan. En as ons eerlik met onsself is, verkies ons ook dikwels maar eerder hierdie veilige posisie binne die vaste struktuur as hierdie dinamiese krag van hierdie wind wat ons die wêreld inwaai. Hierdie hemelse Pinksterwind vra van ons om ons ankers te lig. Dit vra dat ons sal moet leer om te seil op die krag van God se genade en liefde eerder as wat ons probeer om op die lewenssee met ons eie krag te bly roei. Die disippels moes leer dat die Gees nie daar was om hulle bloot en hulle by mekaar wees veilig te hou nie, maar daar is om hulle te roep en te gebruik om 'n nuwe beweging in die wêreld te begin. Hierdie stormwind was die aankondiging dat die kerk nooit bedoel is om 'n monument te wees nie. 'n Monument wat bewaar moet word nie, dis eerder 'n ekspedisie wat na 'n gebroke wêreld gestuur word. In hierdie oomblik was die veiligheid van die bokkamer verby en die avontuur van die evangelie het begin. Maar hierdie wind waarvan ons lees, was maar net die begin in ons teks. Ons lees daar nog 'n klomp goed gebeur wat eintlik hierdie gelowiges se totale identiteit kom verander het. Ons lees daar was tonge soos van vuur wat verskyn het en op elkeen van hulle neergedaal het. Vir enige een wat dit in daardie tyd gehoor het, het dit onmiddellik teruggevat na die gebeure op die Sinaïberg toe God die wet aan Moses gegee het. Toe God die wet aan Moses gegee het, was die berg ook vol rook en vuur. Daar was dramatiese tekens om God se teenwoordigheid te bevestig. Maar daar's 'n groot verskil wat tussen dit wat by Sinaï gebeur het en dit wat op Pinksterdag gebeur. Op Sinaïberg het die volk gebewe van vrees, terwyl hulle na die vuur op die berg gekyk het. Die wet is op kliptafels neergeskryf, met ander woorde, dit was iets wat hulle aan die buitekant van hulle lewe moes navolg. Maar in daardie bokkamer met Pinkster gebeur daar iets radikaal anders. Die vuur daal nou neer op individue. Dis nie meer 'n kollektiewe vuur op 'n verre berg nie. Dit word 'n persoonlike vuur op die kop van elke gelowige. Dis die nuwe verbond in aksie, waar die ou verbond met vuur op klip gevestig is, word die nuwe verbond binne in die harte van mense aangesteek. Stel jouself daardie kontras voor, van die vreesbevange Israeliete wat aan die voet van die berg staan en uitroep dat Moses eerder met God moet praat omdat hulle te bang is om met God te praat. Teenoor hierdie gewone mense, vissermanne, belastinggaarders, vroue, wat nou self die draers van die boodskap van hoop word. Hierdie vuur reinig nie net nie, dit bemagtig almal en elkeen in sy omstandighede.
Dis 'n totale verskywing wat plaasvind weg van 'n godsdiens met 'n klomp eksterne reëls en 'n veilige gebou, eerder na 'n verhouding met die lewende God wat oor grense heen verkondig moet word. God se eie vuur brand nou in sy mense. Jy's nie meer net 'n toeskouer van God se dade nie, jy word nou die voertuig van daardie dade. En hierdie vuur maak van ons getuies. Dit is 'n hitte wat nie uitgeblus kan word deur vervolging of twyfel nie, want dit word gevoed deur die ewige bron, die Here self. Maar hierdie innerlike vuur kon mos nie dan net in 'n veilige gemaksone tussen die mure van die bokamer bly nie. Hierdie vuur wat aangesteek is, kon mos nie net binne die grense van 'n huis of binne die grense van 'n kerk bly nie. Dit moes 'n stem vind, dit moes 'n taal kry. In die oomblik toe hulle deur die Heilige Gees vervul is, het hulle begin praat in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. En dis miskien een van die mees misverstane, maar tog belangrikste dele van Pinkster. Maar wat beteken hierdie verskillende tale? Jy sien, in die antieke wêreld was taal 'n groot beperking. Taal het mense geklassifiseer, taal het hulle beperk, taal het hulle ingesluit of uitgesluit, taal het hulle status bepaal. En Pinkster word juis die goddelike omkeer van hierdie verkeerde opvattings. Die Gees gee nie vir hulle een of ander geheime taal wat seker is verstaan en ander nie verstaan nie, of seker is kan praat en ander nie kan praat nie. Hy gee eerder vir hulle die vermoë om die groot dade van die Here in elke taal te kan verkondig. In al die tale wat daar in Jerusalem teenwoordig was, van mense uit hulle hele bekende omgewing. Die evangelie word skielik toeganklik gemaak vir elke nasie, elke kultuur, elke dialek. En dis mos die bewys dat God se boodskap nie aan een kultuur of een taalgroep kan behoort nie. Vir die hoorders van Jerusalem was dit 'n groot skok. Hulle was gewoond aan dis hulle godsdiens, dis hulle God, dis hulle taal. En skielik hoor hulle hierdie selfde boodskap ook in ander tale. En nou word hulle vooroordeele bietjie uitgedaag. En tot vandag toe doen dit presies dieselfde met u en met my ook. Dit bring ons altyd by die vraag of ons bereid is om ons eie kulturele en taalbokamers te verlaat, sodat die Gees deur ons kan praat en ons kan stuur na waar ook al ons moet uitkom. Dikwels wil ons 'n wêreld hê waar hulle ons taal moet praat voordat hulle welkom is in die kerk. Maar Pinkster leer ons dat die kerk die een is wat oor strate, oor grense, oor mure sal moet gaan. Die Gees maak van die kerk 'n beweging eerder as 'n statiese monument. En wat is die verskil? 'n Monument verwag dat mense daarheen moet kom om dit te kom bewonder. 'n Geloofsbeweging is iets anders. Dis iets wat voortdurend op pad is, wat grense oorsteek, wat verken, vertaal, interpreteer, sodat die boodskap van God se genade oral gehoor kan word. Die kerk is op sy gesondste wanneer sy stem in die strate is en nie net in die banke nie. Die tale van Pinkster herinner ons dat ons 'n God dien wat geken wil word, 'n God dien wat verstaan wil word, maar 'n God dien wat gewone mense gebruik om sy getuies in 'n gebroke wêreld te wees. So waar laat dit ons vandag? Wat maak hierdie historiese gebeurtenis vandag met my en jou in ons eie lewe? Jy sien, so dikwels is ons nog maar vasgevang in die veiligheid van die bokamer van ons lewe en van ons godsdiens. Ons hou van daardie veiligheid en gemaklikheid wat dit bied. Hoekom sê ek so? Ons wil in die Here glo, maar ons wil nie te veel betrokke raak in die wêreld nie. Ons wil eerder hier op die bekende plek sit, as om buite op 'n straathoek te staan en sop uit te deel.
Ons voel dalk jammer vir die hartseer wat ons oral te sien, maar ons is ook nie regtig bereid om oor die straat te stap om te gaan troos nie. Dit is vir ons baie makliker om soms mense eerder te etiketeer, te kritiseer en te beledig, selfs te oordeel, as wat dit is om daai stikkende mens in die binnespasie van ons bokamer in te laat. En nou het ons vanoggend gesien en gehoor hoe daardie stormwind die disippels in die bokamer kom skud het. Hoe die vuur hulle harte opgeëis het en hoe die taal hulle grense verbreek het. Die opdrag van Pinkster is daarom dat ons presies dieselfde ook in ons lewe sal doen en met ons vooropgestelde idees sal begin doen. Pinkster is nie net iets wat lang gelede aan 'n paar gelukkige mense gebeur het nie. Dis 'n finale bevestiging dat God se Gees hier en nou ons bemagtig om die risiko van die wêreld te kies, eerder as die veiligheid van die bokamer. God woon nie meer net in 'n gebou van klip in Jerusalem nie. Hy woon nou in 'n mensetempel, wat op hulle voete moet wees vir hom en konstant in beweging moet kom vir hom op die pad wat hy vir hulle wys. Geliefdes, miskien voel jy ook vandag soos daardie disippels in die bokamer voordat die wind gekom het. Miskien hou ons ook maar vas aan die mure van ons eie bovertrek, ons gewoontes, ons sekerhede, ons veilige opvattings. Dalk selfs hou ons vas aan ons vrese oor wat mense sal dink as ons nou waarlik ons geloof begin uitleef. Maar hoor vandag die gedruis van die Gees in jou eie lewe. Kom op jou voete. Kom in beweging vir die Here. Ja, en die Gees gaan jou partykeer stuur na plekke toe waar jy nie beplan het om te wees nie. Hy gaan dalk van jou vra om tale van versoening te praat wat ongemaklik op jou tong gaan wees. Hy gaan dalk die vuur van passie in jou hart aansteek vir mense wat jy eintlik voorheen maar geïgnoreer het. Maar dis juis in daardie beweging, weg van die selfgesentreerde, veilige godsdiens af, waar ons waarlik die lewe in hom vind. Daardie vuur is in jou. Dis nie meer net 'n storie in 'n boek wat Lukas aan Theophilus geskryf het nie, dit is jou en my realiteit as 'n gelowige kind van God. Die wind waai nog steeds deur elke bokamer vandag. Dit waai deur ons eredienste, dit waai in ons huise, dit waai in ons werksplekke. Die vraag wat Pinkster aan ons stel is ons bereid om toe te laat dat hierdie wind ons in beweging bring? Sal jy die veiligheid van die geslote deure verruil vir die vryheid van 'n oop, onbekende pelgrimspad? God se groot dade moet steeds verkondig word. Daar is mense in ons eie omgewing, in ons eie taal wat wag om te hoor van die hoop wat daar in Christus Jesus is. Moet daarom nie te lank in die bokamer van die bekende bly sit nie. Die oes is reg, die vuur is aangesteek en die Gees roep jou. Laat ons die kerk wees wat Handelinge voorstel. Nie 'n gebou wat mense inperk nie, maar 'n mensestroom wat God se liefde en genade na elke uithoek in hierdie wêreld sal dra. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Die gemaksone is weg, die beweging moet begin. Laat toe dat sy wind jou uit jou gemaksone skud. Laat toe dat sy vuur in jou brand en jou hart vir hom opeis en kies om met die taal van die evangelie nuwe grense oor te steek. Amen.
Volgende gaan ons bietjie luister na die geloofsbelijdenis, juist omdat die Gees van God nie beperk is tot 'n taal, 'n kultuur of 'n geografiese gebied nie. Gaan ons luister hoe mense in verskillende omstandighede en vanuit verskillende kontekste saam hulle geloof bely. En daarna gaan ons dan staan en saam die oorwinningslied sing. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom, ons gaan wees op daardie getuies in die wêreld wat ons geloof openlik bely in alle omstandighede en aan alle mense, en ons getuig van die oorwinning wat daar in Jesus Christus gekom het. Ons gaan daarom saam sing die oorwinningslied waarna jy bly staan vir die seëngroet.
Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. op ons